Goeiemôre almal, dit is dan 14 Julie, vanmôre lesing 62 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. En gister het Joshua vir ons 'n mooi lesing, 'n les gegee oor die voorspelling dat hierdie woorde wat ons nou lees, het hy al 2000 jaar gelede voorspel. En hy het selfs vir die manne wat daar gesit het, die name van die profete wat hierdie woorde sou opskryf gegee en gesê daar sal ander groot dinge ook plaasvind. Maar hy het gesê dat die meeste van sy knegte wat die innerlike woord suiwer kan hoor, kom uit die lyn van Dawid uit die koningslyn uit. En hierdie ou wat nou hier vir ons vanoggend vir Joshua antwoord of vra, Sirenius het nou weer nie mooi geluister nie. En hy kom nou met 'n vraag. En die opskrif van hierdie hoofstuk is die roeping tot die innerlike woord. En dit is anderste as om die woord te ontvang in jou hart, soos wat Jacob Lorber dit vir amper 25 jaar lank gedoen het, stil gesit het en geskryf het, of iemand kry dit en hulle neem dit met 'n band op. Daai tyd was daar nie sulke goed nie. Is anderste as daardie woord nou op papier of op klank medium kom en dit word uitgegee vir ander mense, soos ek en jy. Dan is dit nie nodig dat jy net uit die lyn van Dawid moet wees nie. Dit sal baie onregverdig wees. Maar die woord, om die woord suiwer te ontvang, het hy dit so gedoen. En sê hy dat hy dit so moet doen, volgens liggaam en gees. Liggaam beteken die genetika moet suiwer wees. Daar mag nie afwykings wees in die gene lyn nie. En dit is hoekom gene lyne in die Bybel so belangrik is. Daar's boeke wat net gene lyne in het. Is juis om hierdie suiwerheid te hou. Ek weet nie of julle bewus was in die ou dae wat het gebeur met kinders as hulle gebore is nie. Wanneer 'n kind gebore word in Israel, word hy op die 8ste dag, die seentjie word besny, dan word hy 'n naam gegee, en dan word sy naam in die stamboek van Israel opgeskryf. 'n Dogtertjie wat gebore word gebring na die priesters toe. Sy word nie besny nie, sy word 'n naam gegee en kom in die stamboek van Israel. Die dogters val onder die pa se besnydenisverbond, want die besnydenis was 'n verbond wat Vader met Abraham opgerig het. En let wel, die besnydenisverbond was omdat Abraham ongehoorsaam was. Abram was sy naam gewees eerste, dis hoe hy gebore is, Abram, verhewe vader, is dit wat dit beteken. Maar na Vader met hom en Sarah kom praat het, en hy ongehoorsaam was om vir Hagar te vat as vrou, en vir die kleinbaster Ismael verwek het, wat nou eintlik die vader is van al die ou klomp islamitiese nasies wat die wêreld so omkeer, het Vader vir hom gesê, nou noem ek jou Abraham, wat beteken vader van 'n menigte van nasies. As jy die genelyne nagaan, sal jy sien dat Ismael se genelyn kom nie voor daar. Dit gaan suiwer deur Abraham, Isak, Jakob en dan sy seuns, tot by Dawid en van Dawid tot by Joshua se ouers. Beide ouers was in daardie suiwerlyn, dit ons gister gelees. So, as 'n vrou rondloop in die ou orde, en sy gee geboorte aan 'n kind van 'n ander man, kom ons sê nou maar van 'n Arabier of 'n Filistyn of wat ook al, hy kan nie inkom in die stamboek nie, want 'n Israel vrou kan net wettiglik trou met 'n man wie se naam in die stamboek opgeskryf is. En dieselfde ook as 'n man 'n ander vrou vat,
Daar was wel 'n bietjie spasie vir die man gegee. In die boek van herinnering is dit baie duidelik dat wanneer hulle die vyand aanval, as vroue van ligte gelaat is en nog maagde is, mag hulle opgeneem word in die laar van Israel. Andersins, as die ou ander vrou het, sy is nie in die stamboek nie, so die kinders wat gebore word, gaan nie sommer in die stamboek kan opgeskryf word nie. En dis hoe hulle gene lyn suiwer gehou het. Tot by Joshua, en sekerlik daarna het hulle nog 'n boek gehou, maar die element van verbastering het reeds ingesluit met die tweede ballingskap van Juda en Benjamin. En hulle het teruggekom van Babylon af, en die hele ou tempelbestuur het verbaster geraak. En dit is waar al die moeilikheid begin het. Hulle het nie die ware woord herken nie, hulle het net hulle klomp mense leringe wat hulle ingebring het aan geglo, want dit het vir hulle 'n klomp geld ingebring. En nou kan jy ook sommer deur daardie eienskap agterkom hoe lank die Jood, let wel, dit is nie die Judeer nie, dit is die vrotvye van Jeremia, hoe lank hulle al daar in Israel was. En hulle was verantwoordelik vir die moord op Joshua. Annas en Caiaphas was 2 basters, wat hulle self ingekoop het in die tempel. Hulle was nie in die stamboek opgeskrywe nie. Daai navorsing is gedoen deur Dr. Wesley Swift, baie goed gedoen, en ek het die boekie op 'n stadium gehad, ek het hom nou nie meer nie. Die boek se naam was die verhoor van Joshua. So kom ons lees met hierdie agtergrond verder. Nou vra Sirenius meester Joshua, as later alleenlik diegene wat in 'n sekere opsig liggaamlik en veral geestelik daartoe voorberei is, in staat sal wees om u gewyde woord in die gees te verneem, dan baat dit diegene wat nie die vermoë het nie weinig, ook al sou hulle dit deur 'n baie streng lewe tot werklike geestelike wedergeboorte gebring het. Hulle sal tog nie waardig geag word om die barmhartigheid te ontvang, om die woord vanaf u hart in hulle hart te hoor nie, want hulle sou dit nie kon verdra nie, omdat hulle alreeds van Dawid af daartoe voor en toeberei is nie. Ek dink egter dat alle mense, of hulle nou van bo of van benede is, ook tot dieselfde bekwaamhede sou moes kom, as hulle volgens u wil lewe. Die gees wat hulle siel en uiteindelik selfs hulle liggaam deurdring, sal tog ook goed in staat wees om 'n woord van u te verdra. Dis die vraag. Joshua antwoord hom, en dit is vir ons belangrik om die antwoord te kry. Al is dit 'n dommerige vraag, maak die antwoord weer vir ons iets duidelik. Joshua sê vir hom, vriend, jy is vir my baie dierbaar, en ek waardeer jou baie, maar hier het jy met jou vraag weer eens oor hierdie saak geoordeel, soos 'n blinde oor die mooi kleure van die reënboog. As jy so gaan oordeel, sou dit myself kon verbaas, dat jou ledemate nie reeds lankal in opstand gekom het teen jou kop nie, omdat hulle nie ook dieselfde moontlikhede besit, waarop die kop hom kan beroem nie. Voor ons verder lees, besef dat die liggaam van Joshua, die liggaam van Christus, van die Messias, is sy gemeente. En net soos wat jou liggaam uit verskillende parte bestaan, so bestaan sy hele gemeente op aarde ook uit verskillende afdelings of parte, met verskillende doele. En dis wat hy nou vir ons beskryf. Lees dit of neem dit op in die gees. Vers 3, jou voete is op sigself blind en doof, en moet ondanks die erge stiefmoederlike bedeling die swaarste werk verrig. Jou hande moet na buite toe jou wil uitvoer, en moet dan weer dit en dan weer dat doen, en het toch geen oë om die mooi lig te sien, en geen oor
om die heerlike harmonie van die gesang te hoor nie. Ook het hulle geen reuksintuig en geen smaak om te geniet van die gekryde charme van die lewe nie. Dink jy nou dat hierdie ledemate ten opsigte van die kop erg benadeel is daaroor? Of sou 'n doringstruik hom nie soms ten opsigte van 'n wynstok kon bekla en sê, wat het ek dan verkeerd gedoen, dat die barmhartigheid my nie ten deel val, of ten deel mag val, om ook eens met heerlike drywe te kan pronk nie? Weet jy dan ook nog nie dat alles baie presies deur my bepaal is, en elkeen sy bepaalde doelwit het nie? Soos wat by die verskillende ledemate van jou liggaam, daar een met die moontlikheid wat hy alleen het, al die ander ledemate dien, so het ook die mense allerlei bekwaamhede, en kan hulle deur te dien vir mekaar nuttig wees. En dit is nou juist die voorwaarde vir die hoogste saligheid van die lewe. As jou kop en jou hart bly is, sal ook al die ander ledemate bly en vrolik wees. Ly daar egter selfs ook maar die kleinste deeltjie, dan is dit ook gedaan met die vreugde van die kop, die hart en van alle ander ledemate, wat op sigself baie gesond is. Almal is treurig ter wille van die een, en doen alle moontlike moeite om die een deel te help en dit gesond te maak. Dit is beslis 'n mooi roeping om in staat te wees om my stem van die liefde te hoor, op te skryf wat hy sê, en aan die ander mense wat my stem nie kan hoor nie, op hulle wens deur te gee, as hulle daarna dors. Want dit is 'n ewe mooi vermoë van die hart, om dit wat gehoor is, in die hart te bewaar en daarvolgens te lewe. As 'n mens daardeur, ook al kom hy van benede, dit tot geestelike wedergeboorte gebring het, sal hy ongetwyfeld ryklik daarvoor beloon word. En hy sal hom ten opsigte van die een wat in staat is om Elohim se woorde te hoor, soos nou byvoorbeeld 'n profeet, ewe min bekla, as jou pinkie hom ooit eens daaroor bekla het, dat hy nie 'n oog in jou kop geword het nie. Sê my nou of jy met hierdie antwoord tevrede is. Sirenius sê, meester, meer as voldoende. Ek sal ook nooit weer met so 'n uiters dom vraag by u aankom nie. Maar wees nou so barmhartig om ons in alle rus iets te laat sien. Dit was die belofte dat Yeshua hulle iets in die geestesfeer sou wys. Nou net om 'n bietjie hieroor te gesels, is dat alle mense kan nie die woord hoor in die hart en dit afskryf nie. Nie almal is suiwer geroep daarvoor nie. En dit is sekerlik hoofsaaklik omdat sekere mense nie so suiwer is nie. Maar ander mense wat die moeite doen en wat die ernstige wil het en wat daarvoor geroep is, sal sy stem hoor. En daarom is dit baie belangrik dat 'n mens na die persoon kyk wat innerlike woord ontvang en bring en sê, hierdie woord kom van Vader af en hy deur my het hy dit gebring. Daai persoon moet feitelik onberispelik wees. Ja, ons almal sondig, sal nie daai ding, hulle met daai staf meet nie. Maar 'n persoon moet werklik 'n lewe hê van toewyding aan Yeshua en 'n oorgawe aan Yeshua. En daarom kan 'n mens baie van hierdie internetprofete wat ons, hulle is oral, kan jy maar net so rukkie luister en dan vra jy in jou hart vir Vader, is dit sy woorde? En dan sal hy vir jou sê ja of nee. En baie keer maak 'n mens fout, want ons self is nog sonde. En dan kan ons nie behoorlik die woorde oordeel nie, of beoordeel nie. Maar jy en ek is, almal van ons is wanneer ons hierdie woorde hoor nou van hierdie ouer 180 jaar gelede ongeveer gekry, en ons weet nou dis Yeshua se woorde,
en ons bind hierdie woorde aan ons hande, ons bind hart aan hande, soos wat ons elke oggend die seën uitspreek, dan is ons in die orde wat Vader bedoel het. En dan sal al ons ledemate sal in werking kom, omdat die regte woorde in die hart ontvang is vanaf papier nou, nie van Vader af nie. Maar dit is nog steeds Vader se woord. Jy het dit net ontvang via iemand wat daarvoor geroep was. Die vergelyking met 'n doringstruik en 'n druiwestok, ja, hy's baie duidelik in die skrif. Israel is sy wingerd. Ons is deel van sy Israel verstrooide stamme. En daarom is ons vrugte wat ons lewer kan met druiwe vergelyk word. Maar daar is baie nasies wat geen vrug dra nie. As jy om jou kyk, kan jy hulle sien. Hier in Suid-Afrika is genoeg voorbeelde. Geen vrug van die liefde nie, geen vrug van wysheid nie, van waarheid nie. Nou, doringstruike moet daar wees. Hulle het ook 'n roeping. Hulle het 'n roeping, kan ons nou maar al die kennis wat ons gekry het, hulle moet sekere siele dele wat nog nie volkome en voltooid is nie, moet ryp word binne in hierdie doringstruike. En hierdie nasies wat op die aarde rondloop, wat eintlik gesien vanuit 'n oogpunt van vrug, geen vrugte dra nie, eintlik net bose vrugte en vrot vrugte en goed wat nie geëet kan word deur 'n geestelike mens nie. Hulle moet daar wees, want op die ou einde is dit die finale, die hoogste vlak van sieledeelontwikkeling, is in hierdie vruglose nasies. Dis Vader se orde. En omdat hy alles geskep het, en geweet het, hoekom hy niks geskep het wat nie nodig is nie. Daar's niks onnodig op die aarde nie. Moet hulle ook hier wees. Al is dit dan vir die voltooiing en die vorming en die sterk maak van jou siel, om teen hulle te staan, binne sy orde. Dit is baie, baie nodig dat ons dit sien. Nie elke ras en nasie op die aarde is geroep om die kop en die hart te wees nie. Ons het baie profesieë van ons eie volk vanaf 2008, waar Yeshua baie duidelik op pertinent sê, openlik sê, dat die boerevolk in Suid-Afrika vorm deel van my hart. Ander volkere het uit my hande voortgekom, uit my oë, uit my ore ensovoorts, maar ons is deel van sy hart. Wat 'n geweldige wonderlike ding is, dat ons kan deel wees daarvan, dat ons gebore is in sy geestelike hart. Ons gaan verder met die tweede hoofstuk, 'n blik in die wêreld van die natuurgeeste. Ons het al nou gepraat vir die nuwe mense, natuurgeeste is dienende geeste wat klein is en baie, ons kan hulle nie sien nie, hulle is te diep in die geestesfeer versteek. Maar hier waar ons nou sit, net in hierdie saal, krioel dit van miljoene natuurgeeste. Hulle is om jou, hulle is in jou, hulle is oral in hierdie saal, en hulle het almal 'n taak, of dit in die lug is, of dit in die water is, en of dit in vaste materie is, en selfs binne in die aarde is. Oral is sulke forme, wat gedurig by mekaar uitkom, met mekaar kontak maak, groter forme maak, dan weer afbreek, dan weer binne in 'n plant ingaan, of in jou of my in, en so is ons almal draers van hierdie natuurgeeste wêreld, wat ons nie van geweet het nie, maar wat ons voorouers van geweet het. En dit is waar die kinderverhale, wat later aan veeverhale geword het, of basies goed wat nie bestaan nie. Nee, dis nie goed wat nie bestaan nie, dis goed wat nie gesien kan word nie, maar hulle bestaan wel. En die inligting het ons nou al deur baie hoofstukke gewerk in hierdie Johannes Evangelie, waar Yeshua vir ons dit beskryf het, en nou kom hy weer en hy beskryf dit.
So asseblief, as jy bereid is om nuwe kennis in te neem, wees vreugdevol daaroor. Maar as jy dink, hier is sommer nou stories vir die vak, ek is nie meer 'n kind nie, laat dit dan ook so vir jou wees. Ek weet net, my Vader se skepping is lewend. En hierdie goed is als getuienis van lewend wees. Joshua sê in hoofstuk 114, kyk, ek het vir hierdie doel, hierdie ligbol, uit die diepste binneland van Afrika hiernatoe laat bring, om daarmee tot 'n mate sonder wonders of wonderwerke, meer langs 'n natuurlike weg, wat tot nou toe vir julle nog onbekend was, die wêreld van die natuurgeeste te ontsluit. Onthou julle nog die hoofstuk toe Raphael daai groot lig gaan haal het, en hulle sit nou by daai lig. Want dit is nou al na middernag waar Joshua met hulle praat. Die lig van hierdie klip het die eienskap om sodanig in te werk op die lewenssenuwees van die maagholte, dat die siel by langer inwerking van hierdie lig sy gesigsvermoë daarheen verplaas, waardeur hy self die mees verborgde dinge begin te sien. Julle visuele waarneming sal homself nou heeltemal daarheen verplaas, en daardeur sal julle met geslote oë beter sien as nou met julle oë wyd oop. Nou ja, dit is nie nou meer vir ons so snaaks nie. As ek reg is die maagholte die werksame wil, nee? Is die van die 7 geeste wat ons nou al Karen vir ons die lesings gegee het, die eenheid deur die liefde, of die weg tot eenheid. Nou maak Vader daai een van die 7 energiepunte oop, wat basies die werksame wil of die krag van die gees genoem word. En nou maak hulle oë toe, en in die gees neem hulle nou vanaf daai energiepunt, of daardie chakra, neem hulle nou dinge waar in die gees, wat hulle nie voorheen in die vlees kon sien nie. Vir sommige mense het die maan ook 'n soortgelyke uitwerking, nooit egter in so hoë en sterk mate as die lig van hierdie klip nie. Sluit nou julle oë en oortuig julle self of julle met julle maagholte nie beter sien as met julle oë nie. Na hierdie woorde van my sluit almal die oë en hulle verwondering ken geen perke oor die uiters skerp gesigsvermoë van die siel deur die maagholte nie. Slegs Mathael en sy 4 metgeselle sê, onthou Mathael, hulle was alreeds deur baie beproewings, was hulle siele in staat gewees om meer te sien as die gewone mens. En dit is ook behandel in baie lang terug se lesings. Nou sê Mathael, hierdie wonderlike sien is vir ons volstrek nie vreemd nie, want op hierdie wyse het ons dikwels die merkwaardigste dinge gesien en loop ons dikwels oor plekke waar in die natuurlike waaktoestand geen sterfling langs sou kon kom, sonder om gruwelik te val nie. En ons sien daarby die hele lig, as ook die water van die see en mere, riviere en spruitjies, altyd wemel van allerlei wonderlike, eienaardige vorms en larwes. Larwes is 'n ander woord vir wurmpies, wat vinniger of stadiger in die lug in alle bekende windrigtings voortbeweeg. Ook sweef hulle op en neer, draai nou eers langsaam, dan weer vinnig in sirkels rond. Sommige gaan sit so te sê so sneeuvlokke op die aarde en kruip as te ware vinnig in hulle vore weg. Sommige word as dou deur die plante opgesuig, ander deur die grond en nog enkeles deur allerlei gesteentes. So wanneer ons hierdie dinge in die natuur sien, so sneeu, haal, dou, is dit altyd gepaard gaande met die inwerking van natuurgeeste. Nou natuurgeeste val ook in 2 kategorieë.
Die kategorie wat van onder afkom en die kategorie wat van bo afkom. Die wat van onder afkom moet noodwendig gedwing word om binne die orde van Vader te bly. So as hulle nou by mekaar kom omdat hulle ongelukkig was, kom ons kyk maar wat het gebeur met al die natuurgeeste wat in die magtige groot Amazone oerwoud was. Nou kan jy dink, daai bome is bykans 100 meter groot, lang. En op elke vlak, elke 10-20 meter is daar weer 'n hele nuwe vlak natuurwesenkies, ander soort voeltjies, ander wurmpies, ander goggaatjies en ander diertjies en selfs op die grond. En nou wanneer hierdie goedjies wat nou huise is vir hierdie natuurgeeste, dis hulle woonplekke, hulle werk daarin. Die twee groepe werk saam, die goeies wat van bo kom, dwing die ander om die regte ding te doen en hulle kry dit nogal reg. En nou skielik is die woude nie meer daar nie, afgesaag en is kaal lande of hulle in ander gewasse daar geplant, wat ander natuurgeeste vereis. Dan kom hierdie goed by mekaar en dan word hulle kwaad en hulle veroorsaak storms, siklone, orkane, brande, oor al die ander goed veroorsaak hulle, omdat hulle deur die mens se gierigheid en sy eie liefde gedwing is om nou iets te doen. Hulle moet aktief bly, maar nou het hulle nie meer, kan hulle nie meer positief werk nie. So in die onsienlike is daar 'n geweldige groot stryd tussen natuurgeeste van Vader en natuurgeeste van die aarde of van die bose. Ons gaan verder. Die wat in die grond wegkruip en wat deur die plante en klippe opgesuig word, kom nie weer tevoorskyn nie. Maar op plekke waar 'n boom of 'n plant of iets dierliks lê en vergaan, ontstaan allerlei nuwe skepinge, wat aanvanklik soos 'n ligte, sag glinsterende damp lyk, en hulle weldra in honderde duisende verenig, en tot 'n reeds goed ontwikkelde vorm saamsmelt. So hier vind heeltyd verdeling en samensmelting plaas. Sodra die vorms eenmaal voltooi is, duur dit nie lank nie of hulle begin, asof hulle 'n soort eie bewussyn het, te beweeg, en om hulle te gedra soos 'n hond wat iets soek, wat sy speursinnige neus ergens geryk het. Meestal sien ons hierdie wesens na die kudde skape, bokke en beeste toe sweef. Onthou, die groot ding hier is werksaamheid. In die gees moet alles werksaam wees, niks kan stil lê nie, want dan is dit nie Vader se orde nie. Nou beweeg hulle na die diere toe, as hulle die bereik het, bly hulle daar. Begin die diere paar, waartoe hulle die diere baie skyn te prikkel, dan word hulle deur die parende diere, nogmaals soos 'n soort dou van die reeds bietjie dor geworde gras, opgesuig en kom nie weer tevoorskyn nie. En dit is hierdie geesteskrag wat uit die eter kom, wat deur die reindiere, bokke en skape veral opgesuig word saam met die kos wat hulle nou eet. En wat ook 'n direkte verband het met die feit dat hierdie reindiere vir ons 'n stel horings op sy kop het, 2, en 'n gesplete stel hoewe, 4 hoewe wat gesplete is. Sodat daar ook, want hierdie goed gaan gesamentlik met baie elektriese beladings uitruiling, elektries en magneties, is op die vlak wat hierdie goedjies werk. En nou gaan hierdie goed in, en het julle al, nie al die stadsjapies ken die herkou proses van 'n reindier wat ons mag eet nie. Baie keer kom jy in die kraal en lê al die diere lekker rustig, en dan het hulle so ver afkyk in hulle oë en hulle kou net heeltyd. Hulle bring dan die kos op wat hulle vars geëet het, kou dit op, hulle het so 'n herkoutjie wat hulle die kos mee meng met hulle spoeg, en dan gaan hulle, stuur hulle daai kos weer na die ander maag toe.
'n dier, 'n bees en 'n skaap het 3 mae. En so word die goed al hoe suiwerder soos wat dit kom, speeksel bykry, en deur die horings kom elektries, magnetiese krag en dinge in hierdie kos in, wat die reiniging bring, sodat uiteindelik is hierdie vleis baie suiwerder as 'n dier wat nie so 'n proses deurgaan met sy eet nie. Soos 'n vark. 'n Vark eet 'n stuk mensvleis, binne 20 minute, dis hoe vinnig sy metabolisme is daai mensvleis 'n stukkie chop. So enigiets wat hy eet, kan hy onmiddellik omsit in kos. Daar's nie 'n inwerking van hierdie natuurgeeste op hierdie manier nie. Natuurlik is daar natuurgeeste in varke ook, maar hulle het nie hierdie opdrag nie. So as 'n mens na al die dinge begin kyk, dan is Vader se skepping so ongelooflik wonderlik. En wanneer hy in die wet 'n sekere reël gee, hoef hy nie te sê alles hoekom hy dit doen nie. Maar ons het nou die wonderlike voorreg om baie dinge nou te weet wat hulle nie geweet het 4000 jaar gelede nie. Meestal sien ons hierdie wesens, ons het dit gelees vers 9. Baie van sulke vorms haas hulle ook na die water en swem ligglyend 'n tyd lank oor die oppervlak heen en weer. Sommige duik daarop vasberade onder die water, ander drom weer saam tot 'n newelige massa en duik eers dan onder wanneer hulle tot 'n ander vorm saam gesmelt het, wat dikwels soos 'n waterdier lyk. Waterdier, so 'n visagtige ding. Maar wat die wonderlikste was, ons sien voortdurend 1000 eienaardige vorms, larwes en figure uit die water opstyg, wat ongeveer lyk soos allerhande vleiende insekte, en ook soos klein en groot voëls, van alle moontlike soorte en vorms. Onthou, alles nou nog hier in die geestesfeer. Dis nie fisiese goed wat materie het nie. Hulle het sonder meer goed gevormde vlerke, pote en ander ledemate, maar hulle gebruik dit nie soos wat voëls doen nie. Maar dit hang alles aan almal, en hulle sweef meer soos donsveertjies of sneeuvlokkies deur die lug. Alleenlik as daar 'n swerm werklike voëls in hulle nabyheid kom, sien jy egter tekens van lewe aan hierdie newelige figure en vorms. Hulle trek dan ook met die swerm voëls saam en word daardeur in 'n kort tydjie as te ware verteer of anders opgeneem deur hierdie werklike materiële voëls. Maar uit die lug sien ons steeds 'n soort ligte stof na benede val, soms meer, soms minder, en veral bo die watervlak was dit heel dikwels sigbaar. As jy hierdie stof beter bekyk, blyk dit ook 'n vorm te hê, wat of soos baie klein eiertjies lyk, of soos ontsettend klein waterdiertjies, en hierdie stof word ook dadelik deur die water opgeneem. As mens tyd daarvoor sou hê, sou daar nog heel wat wees om te vertel. Maar wat ons voorheen in ons ongelukkige toestand gesien het, dit sien ons nou weer, terwyl ons oë regtig gesluit is, en hierdie gesig wek weer die herinnering in ons op, wat ons nou lui toe roep. Al hierdie dinge het julle vir enkele jare lank elke aand en elke nag gesien. Af en toe het ons selfs oordag, as dit regtig herfsagtige somber weer was, dieselfde taferele gesien, en natuurlik nie geweet wat ons daarvan moes dink nie. Maar nou verstaan ons dit gelukkig, en ons weet wat daarvan word, waar dit vandaan kom en wat dit is. O Meester, aan U alle eer, alle liefde, alle dank en alle aanbidding daarvoor. Hierdie 4 manne waarvan Mattheël nou die woordvoerder is, was oorgeneem deur baie bose duiwels, letterlik moord en roofduiwels. En hulle siel was heeltemal in gevangenskap binne in hierdie
liggaam wat nou oorgeneem is deur duiwels. Maar omdat duiwels ook in die geestessfeer opereer, daar kan net soveel duiwels om jou wees as engele. Jy kan hulle nie sien nie, maar hulle oë was geopen en hulle kon die geestessfeer waarneem. En dit is die getuienis wat hy nou gee. Joshua laat almal wat om hom sit nou deur hulle werksame wil of die krag, neem hulle dit ook nou waar. Baie verder vorentoe, net voordat Joshua gekruisig word, gaan sonder hulle almal af, hy en sy apostels, net die 11, Judas was nie daar nie. En toe sê Joshua vir hulle, vir Petrus, gaan span jouself in, om in jou innerlike wese te kom, totdat jy hierdie diertjies met jou eie innerlike sig kan sien in die natuur. Basies dit wat hy nou hier beskryf. En dit is eintlik wonderlik, om te weet dat daar so 'n wêreld bestaan, wat vir ons toegemaak is. Weens die feit dat ons eerstens met baie slegte kos te doen het, slegte omgewing, wat maak dat ons pituitêre klier en ons pineale klier in ons brein heeltemal nou vol gemors geword het. Hulle doen dit doelbewus, die wêreldheersers, voer jou en my met fluoried, met aluminium, met ander skadelike metale en kosse, sodat daai kliere wat in die brein sit, waardeur die werking ook plaasvind, wat hy nou in die maagholte is die oog, maar die verwerking vind plaas in die pineale en in die pituitêre klier, veral in die pineale klier, wat baie is ek reg, is hy wat lyk soos oog. Ja, hy is so oog. Ja, en hy is 'n koun ook. Hy lyk soos 'n pineappel, nee. Watter een lyk soos 'n pineappel? Ja. Dit is kliere wat in jou brein is, wat veronderstel is om oop te wees. Jy's met 'n oop een gebore, maar deur die verkeerde voeding en verkeerde leefwyse het dit nou vir ons onmoontlik geword. Joshua getuig van ou mense, die ouderlinge, oudstes van die gemeentes, duisende jare terug, kon hierdie goed sien net so met hulle gewone oog. En veral as hulle die berge opgaan, hoe hoër jy die berge opgaan, hoe suiwer dit die geeste wat jy nou daar in die omgewing aantref. Jy gaan nou nie meer van die negatiewes aantref nie. En dan open hierdie geeste hulle self vir hierdie mense. En dit is hoekom hulle die ou wyses genoem was. En hulle kommunikeer met hierdie geeste. Want hierdie geeste is lewende entiteite en hulle kommunikeer met jou deur jou brein. Nie met stemme nie, maar met telepatie. Maar dit het alles verdwyn. En as jy nou daarvan praat, dan sê die mense toordery. Jy's nou besig met New Age, dis toordery, of wat ook al. Dit was so gewees. In die enigste plekke waar hierdie goed nog algemeen plaasvind, is ongelukkig in die heidense gelowe. Die mense wat goed beoefen, soos yoga en ander tipe van waar hulle in 'n trance ingaan en hulle self dan in die geestessfeer bevind, kry hulle ook te doen met hierdie goed en kry hulle ook die kragte van hierdie goed. Maar dit is nie Vader se orde waarin hulle dit kry nie. Hulle maak gebruik van sekere ander tegnieke, soos byvoorbeeld astrale beweging, of soos ek sê nou yoga, of interessant ook karate, wat julle ken as karate. Karate is 'n godsdiens. Asseblief, dis nie 'n sport nie. It is the religion of the open hand. En daar is baie hieroor geskryf, en ek het baie aanvalle gekry toe ek vir die mense sê, hulle moet wegkom van daai geloof af. Dit open jou vir die natuurgeeste wêreld,
en jy kry van hierdie geeste wat in jou arm inkom, en 'n gewone hefboom, kan jy die krag uitwerk van 'n hand wat so slaan. Dis die lengte van die arm, dis die krag wat jou spiere het, en dit is wat jy kan doen. Maar dan slaan hierdie ouens so hoop teelstukke, of ysblokke wat op mekaar gepak is, dan weet jy, dit is nie meer die natuurlike krag nie, dit is die opwekking van natuurgeeste, wat behulpsaam is, en sommer net bose geeste, wat dan ook ingeroep kan word, veral met die krete, en met die bewegings van jou yoga, wat sekere energiepunte oopmaak, soos wat Joshua dit nou oopgemaak het hier, binne sy orde, maak hulle dit dan oop, buite sy orde. Nou dat julle die beweging van hierdie geeste sien, kan jy nou ook verstaan, hoe van hierdie Indiërs, hierdie Hindoes, oor kole kan hardloop. Dis al wat hy doen. Hy het mag oor hierdie natuurgeeste, hy plaas hulle onder sy voetsole, en hy loop oor die kole, en al die mense verwonder hulle so. Moet asseblief van vandag af jou nie verwonder oor dit nie. Dit is wel oorverblinderheid, maar daar is wel magte aan die ander kant, wat hulle dan ten dienste staan, om hierdie goed vir ons dan as vertonings aan te bied, wat ook buite Vader se orde is. Vader se gees is nie in show business nie. Gebruik daai woord spesifiek. Vader se gees werk saggies, in eensaamheid, in die kamertjie waar ons sit en bid en vra vir Vader, nie voor 'n groot gehoor, dis nie hoe hy dit wil hê nie. Ek hoop almal het dan lering hierby gekry, baie dankie.